Dis oggend 134, 'n nuwe week, 'n nuwe begin, 'n nuwe geleentheid vir God se woord. Ek is Rinus van Sion in Parys. En vanmôre wil ek vir jou sê, deel die goeie nuus. Dis tog die boodskap vir my en vir jou in die Nuwe Testament. Romeine 15 vers 19, deur kragtige tekens en wonders, bewerk deur die krag van die Gees van God. Wat tekens en wonders betref, het Jesus gesê dat tekens die sal volg wat glo. Hy het dit in die konteks van die evangelie gesê. Met ander woorde, gaan aan met jou wandel en terwyl jy gaan, sal ek deur jou werk. Ek sal tekens en wonders voor jou laat plaasvind. Die Heilige Gees is so stoom in 'n lokomotief. Hy is daar om die lokomotief op die spoor te laat beweeg, nie om die fluitjie te blaas nie. Te veel mense beskou die krag van die Heilige Gees as 'n fluitjie, as 'n doel op sigself. Maar die Here sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom om my getuies te wees. Wanneer mense dus vra waarom ons vandag nie meer tekens en wonders sien nie, sê ek, begin die evangelie deel en kyk wat die Here in jou sal doen, watter wonderwerke deur jou sal vloei. Maar selfs al sien jy nooit 'n uiterlike teken, wonder of wonderwerk nie, is jy in goeie geselskap. Jesus het gesê dat Johannes die Doper die grootste was van al die manne wat tot op daardie stadium geleef het. Geen man was groter nie. Nie Elia wat vuur in die hemel laat neerdaal het nie, nie Elisa wat dooies opgewek het nie, nie Moses wat die Rooi See gekloof het nie. Johannes het geen wonderwerke gedoen nie, maar alles wat Johannes van Jesus gesê het, was waar. En om oor Jesus te praat, is iets wat ek kan doen. En jy ook. Ja, ek sou graag Paulus se kragtige, wonderwerkende bediening wou hê. Maar intussen probeer ek om in die voetspore van Johannes die Doper te volg en te praat oor die een wat my hart verower het. Ek en jy kan in hierdie dag 'n lewende getuie wees van dit wat Jesus Christus in ons lewens doen. Mag die Here jou ryklik seën. Amen.